Ek lees in Efesiërs 3 vers 16 dat Paulus vir die gemeente in Efese bid. Hy sê die mense daar moet deur die Vader na die rykdom van sy heerlikheid die vermoë kry om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens. Baie duidelik dat Paulus van mening is dat die Heilige Gees in staat is om die innerlike mens met krag te versterk. Nou wat sou dit nou presies beteken? Wat beteken dit om deur die Heilige Gees in die innerlike mens versterk te word? Wat is die praktiese toepassing van die dinge waarmee innerlike versterking ons deel word? Nou, om hierdie vraag te beantwoord, gaan ons 'n bietjie weer na hierdie teks kyk. Trouwens, ek wil graag die volgende paar geleenthede keer op keer na hierdie teks verwys. En die term met krag versterk, vervang met 'n aantal verwysings na die werking van die Heilige Gees. Waaronder die dinge wat ons in die afgelope tyd reeds genoem het. Ons gaan 'n bietjie kyk na terme soos inspirasie of besieling, om beveel te word deur die Heilige Gees, om gelei te word deur die Heilige Gees, die waarskuwings deur die Heilige Gees, die feit dat die Heilige Gees praat en oortuig. Dis alles moontlike dinge wat in die praktyk beleef moet word. En dan sal 'n mens weet of hierdie gebed van Paulus wel beantwoord word. En ek glo dat dit ook hierdie kyk na die praktiese toepassings 'n mens sal help om die uitdagings van die lewe net eenvoudig beter te hanteer. Dis tog maar wat die doel is van die Heilige Gees, om ons makliker deur die lewe te laat gaan. Ek glo jy gaan saam met my hierdie paar gesprekke geniet en waardeer en loop mooi.